Reg, ons kyk weer vandag na 3D voorwerpe. Nou voordat ons die volgende oefening kan doen, moet ons eers weet wat die verskil is tussen piramides en prismas. So piramide, die kante of die vlakke van piramides kom by een punt bymekaar. Kyk na die prentjie aan die linkerkant onder. Dit is 'n driehoekige piramide. Dit kom bo by een punt bymekaar. Dit het driehoekige vlakke. So die kantsye, die kantvlakke is almal driehoekig. As ons kyk na die driehoekige blou piramide. En dan, die basis is plat en kan 'n vierkant of 'n driehoek wees. So die kant, die vlak heel onder wat ons nou nie kan sien nie, kan of 'n driehoek wees, of 'n vierkant, of 'n reghoek en so voorts. Kom ons kyk na 'n prisma. Die kante van prismas kom elk by hul eie punt bymekaar. As ons kyk na hierdie wit driehoekige prisma, dit kom nie by een punt bymekaar nie. Die basis onder is presies dieselfde as die boonste vlak. Dit het twee vlakke wat dieselfde grootte en vorm is. So die basis onder is dieselfde, presies dieselfde grootte en presies dieselfde vorm as die boonste vlak. Dit het twee teenoorstaande vlakke wat parallel is teenoor mekaar. So die basis onder en bo is teenoorstaande en dit is parallel. Dit is presies dieselfde lengte uit mekaar uit. Reg, hier is voorbeelde van prismas. Kan jy sien dat hul kante elk by hul eie punt bymekaar kom? Hierdie is 'n reghoekige prisma, die basis is 'n reghoek. Hierdie is 'n driehoekige prisma en die basis is 'n driehoek. Dan die piramides. Hierdie is voorbeelde van piramides. Kan jy sien dat hul kante almal by een punt bymekaar kom? Hierdie is 'n vierkantige piramide. Die basis is 'n vierkant. So die basis is 'n vierkant en die sye wat oploop is almal driehoeke en dit kom by een punt bymekaar. En dan gaan ons sê dis 'n vierkantige piramide omdat ons kyk na sy basis. So voordat ons kan sê piramide, moet ons kyk na sy basis en dit sê vir ons watter tipe piramide dit is. Hierdie is 'n driehoekige piramide, die basis is 'n driehoek. En die vlakke wat almal oploop is ook driehoeke en dit kom by een punt bymekaar. Reg, oefening 5.3. Benoem en vergelyk 3D voorwerpe. Nommer 1. Kyk na die 3D voorwerp aan jou regterkant. Wat word hierdie voorwerp genoem? Ek gee vir jou leidraad in geel. Dit kom by een punt bymekaar. So nou moet jy besluit, is dit piramide of 'n prisma? As jy sê dis 'n piramide, kyk dan na sy onderste vlak, sy basis, om vir jouself te kan sê watter tipe piramide dit is. B. Wat merk jy op van die lengte van die sye van die basis? So as jy kyk na die 3 cm en die 3 cm, daardie twee sye is ewe lank. So al die sye van hierdie basis is presies dieselfde. Dan by C, wat noem ons die vorm van die basis, soos ons weet dat al die sye ewe lank is? Wat noem ons dan daardie vorm? Dan by 2, kyk na die 3D voorwerpe aan die regterkant. A, wat is die naam van elke voorwerp? So nou besluit jy, is dit 'n prisma of is dit 'n piramide? A het dan 'n spesiale naam en B besluit wat B is. Dan by 2B, wat is dieselfde omtrent die voorwerpe? So as jy na hierdie twee voorwerpe kyk, wat is dieselfde van hierdie twee voorwerpe? En by 2C, wat is verskillend? Wat verskil van hierdie twee voorwerpe?